Baie welkom by Hersien Aanlyn, die Bybelstudiegroep waar ons die Bybel lees, ontleed en 'n nuwe verstaan begin kry. Vandag hanteer ons Genesis 20 tot 22 en ons praat oor die mate in Christus, the full measure in Christ. Ek hoop julle geniet dit, laat ons begin. Nou Genesis 20 is die hoofstuk wat handel oor Abraham wat na die suidland trek en hy kom in hierdie land Gerar aan, die land waar Abimelech die koning is. En daar's 'n fascinating ding wat plaasvind waar Abraham weer in dieselfde vangstrik trap as Genesis 12. Onthou wat het in Genesis 12 gebeur? Abraham het getrek Egipte toe. En toe hy in Egipte kom het hy gesê, Sarah is nie sy vrou nie, maar sy suster, om sy eie lewe te spaar. En presies dieselfde verhaal gebeur hier. So hy kom by in hierdie land Gerar aan, hy besef dat sy vrou is hierdie onsaglike mooi vrou van gelaat, en dat sy lewe in gevaar is. Hy bereik 'n plek van vrees, sê die skrif. Hy is vreesagtig dat hulle hom sal doodmaak om sy vrou te kan neem. En so word Sarah geneem deur Abimelech in sy huis in. En God laat vir Abimelech droom daai aand. Hy kry 'n droom waar God hom absoluut waarsku dat en vir hom sê, maar as jy met hierdie vrou gaan slaap, wanneer jy gemeenskap het met haar, sal jy sekerlik sterwe, omdat sy 'n getroude vrou is, né? Nou dis 'n fascinerende oomblik eintlik hierdie, omdat Abraham nie hierdie ongeregtigheid oorwin kry nie. Dit handel nie so seer oor die feit dat hy die heeltyd Sarah sy suster noem nie. Dit handel meer oor die feit dat Abraham 'n plek van vrees bereik, wat hy nie oorwin kry nie. En dieselfde gebeur dan, omdat hy dit nie oorwin nie met sy seun Isak. En dit is hoe ongeregtigheid werk. Dit is eintlik 'n skrikwekkende gedagte, dat wanneer jy nie iets oorwin in jou lewe nie, dan sal hierdie ongeregtigheid, hierdie sonde waarmee jy sukkel, sal oorgaan na jou kinders toe. En as hulle nie daai ding oorwin nie, dan sal dit oorgaan na hulle kinders toe. Dis hoekom die skrif spesifiek hierdie ding noem, en ons praat in Genesis 22 daaroor, jy moet die poorte van die vyand in besit neem. En daai ongeregtigheid kom klop aan jou deur. Soos wat Genesis 4 vir ons verduidelik, dat die sonde lê en loer by die deur en jy moet oor hom heers. Wanneer jy dit nie kan doen nie, dan sal hierdie sonde aan jou kinders se deure kom klop. Wanneer jy nie hierdie ding oorwin nie, Abraham, sal dit oorbeweeg soos 'n golf na jou nageslag toe. Soos wat jy 'n seëning bring oor jou nageslag, kan jy ook 'n vloek bring oor jou nageslag. Nogal 'n gedagte om aan te dink. Maar Abraham, God sê dan vir Abimelech hierdie woorde, jy moet na Abraham toe gaan. Abraham is die een wat verkeerd is, maar Abimelech moet na Abraham toe gaan om vrygespreek te word en om 'n seëning te ontvang. En so gaan Abimelech na Abraham toe en Abraham bid tot Abimelech. En daar's 'n interessante ding wat plaasvind. God sluit spesifiek en herstel die baarmoeders, die vrugbaarheid van al sy dienaars, al Abimelech se dienaars oop. Hy herstel hulle vermoë om kinders te kan baar, maar ook sy vrou Sarah se. Nou hierdie oomblik waar die vrugbaarheid in Sarah herstel word, is 'n baie belangriker oomblik as wat ek en jy besef. Ons het laasweek by hierdie onsaglike waarheid gekom, dat die onvrugbaarheid nog steeds in die mensehart woon. Dit is my en jou grootste teenstander. Matteus 13 en Markus 4 praat spesifiek hiervan. Hulle sê, dit is die begeerlikhede en die verleiding van rykdom wat hierdie woord kom verstik, wat my en jou roeping kom verstik en ons verhoed om in ons hoë roeping in Christus te stap. Dit is 'n plek van vrees soos Abraham wat ons bereik, wat ons konstant onvrugbaar maak, sodat die woord wat God oor jou geroep het, die stem van God wat tot jou kom, nie in jou kan begin groei en saad dra nie. Jy kan nie die vrug dra nie. Yes man, so hierdie oomblik waar God kom en hy herstel hierdie onvrugbaarheid in Sarah, beteken dat daar 'n plek is wat sy bereik het, waar sy haarself kom toewy het aan God se agenda. Dit is 'n plek waar sy kom vermeerder het. En sy kry dan in Genesis 21 'n seun en sy noem hom Isak. Nou hier is 'n ontsaglike belangrike ding wat ek en jy moet verstaan in Genesis 21:2. Hierdie is 'n ding wat ek en jy vandag soos 'n pen in die grond moet inslaan. Hierdie ding moet jou hart kom slaan en jou lewe van hier af rig.
Hy praat van Sara en hy sê, Sara het bevrug geword en vir Abraham 'n seun gebaar, Isak, op 'n bepaalde tyd wat God genoem het. Yes man, hierdie is 'n ding wat my en jou opeet van binne af. Hoe meer ek met gelowiges praat, hoe meer besef ek, hierdie is die een ding wat mense keer om God te vertrou en te glo dat God 'n God is wat jou wil goed doen, né? Want God gee vir hierdie persoon soveel seëninge en vir my gee hy niks nie. Ek ken mense wat nie kan swanger word nie, of wat hulle kinders verloor het, of wat hulle ouers verloor het, of wat heeltyd sukkel om kos op die tafel te voorsien, maar hierdie mense het hierdie ontsaglike seën en hierdie ontsaglike rykdom. Maar God sê hier spesifiek en gee vir ons 'n universele waarheid van sy wesensaard. Hy sê, hy bepaal dinge en noem dit soos wat dit moet plaasvind. Yes man, nou Handelinge 17 praat oor hierdie ding. Handelinge 17 sê dat God nog voordat daar tyd was, die grense van jou woonplek en die tye vasgestel het, sodat jy daarin moet woon en hom vind, want hy is nie ver van elkeen van ons af nie. Nou hierdie ding moet jou lewe vandag verander. En dit is dat God nog voordat jy bestaan het, elke oomblik van jou lewe vasgestel het. Elke ding wat met jou plaasvind, elke liewe omstandigheid waardeur jy gaan, maak nie saak hoe sleg dit is of hoe goed dit is nie, is 'n oomblik en 'n ontmoeting met die lewende God. Dit is 'n manifestasie van hoe God lyk soms. En die probleem is ons het 'n geperverteerde idee van wat ons dink vir ons goed is. En wanneer ons nie daardie idee van goedheid ontvang nie, dan voel ons God is besig om ons in te doen, of hy is kwaad vir ons, of hy vervloek ons, of dis een of ander Satan wat ons slaan. Nee man, God sê vir jou hier, en jy moet hierdie ding hoor vandag, is dat hy die God is wat jou wil goed doen, maar sy goedheid lyk nie soos wat ek en jy dit altyd verwag nie. Hierdie ding bemoedig my onmenslik baie. God sê spesifiek hier, net na dit in Handelinge 17, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Hy weet wat is vir my en jou goed, en hy bepaal ons tye daar volgens. Wat ek en jy moet kan doen, en dit is die sleutel hier, is ons moet hom soek en vind, want hy is nie ver van ons af nie. Hy is dalk die oomblik waarin ons staan, maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Maar daar is hierdie beautiful ding wat nog steeds plaasvind en wat ek en jy moet raak sien. Daar is hierdie worsteling steeds in hierdie huis van Abraham tussen Sara en Isak wat sy nou net gebaar het, en tussen Hagar en Ismael. Daar is hierdie worsteling tussen die twee. Sara kan nie vir Hagar voor haar oë verdra nie, en sy word weer eens weggejaag. Sy word weggejaag in hierdie woestyn in, hè? Soos wat ons in die vorige hoofstukke hanteer het, en sy kom, en sy het hierdie jong seentjie Ismael man, en Ismael, daar's nie kos om te eet in hierdie woestyn nie. Sien jou eie lewe in hierdie ding nou raak man, is dat jy baie keer 'n plek van vreemdelingskap beerwe. Hierdie land word genoem Kanaan, maar dit is baie keer 'n plek wat onsaglik moeilik is vir jou om in te staan. Dit is 'n plek waar jy ongemaklik is en waar jy baie keer nie eens brood of water het om te drink soos Hagar nie. En sy sit haar seun onder hierdie bossie neer en sy gaan staan op 'n afstand, so ver soos wat 'n boog kan skiet, gaan staan sy sodat sy nie haar seun moet sien doodgaan nie. Maar weer eens kom God en hy sê vir haar, die engel van die Here verskyn voor Hagar en hy sê, ek het jou seun se geween gehoor, ek sien hom waar hy is, ek hoor hom in hierdie plek waar hy homself bevind. Jesus man, hierdie ding ruk my hart uit. Want dit is die wesensaard van dit wie God is. Ek en jy moet verstaan man, dat die God wat ek en jy dien, die ganse dag is. God is elke oomblik waarin ek en jy staan, maak nie saak hoe sleg of hoe goed dit is nie. Dit is sy hand wat hierdie ding vir jou formeer. Daar is 'n fascinating waarheid wat ek en jy moet verstaan, wat Job vir ons gee. God sê vir Job, het ek nie die hemele geskape en die slang geskep nie. Ek het al twee hierdie poorte vir jou geskep, want die een ding bewerk iets in jou om die ander een te kan beerwe vandag.
Ek het vir jou hierdie ding gegee, ek formeer jou, Hagar. Ek sien daar waar jy nou is, maar jy moet verstaan, Hagar, dit gaan vir jou oor een ding. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie, jy moet my hier kan sien, en wat sien sy? Sy sien 'n put, sy sien 'n fontein, dieselfde as wat ons in die vorige episode hanteer het. Sy sien die roeping raak weer. Sy word weggedrywe, sy verloor haar rykdom, sy verloor dit wat vir haar belangrik is, sy is in 'n plek van vrees, maar wat sy vind, is weer eens om hierdie fontein weer te begin oopmaak. Vir die eerste keer kan sy weer hierdie ding van haar roeping verstaan. Yes man, so, en God sê dan vir Hagar, ek sien jou seun raak, en ek sal hom buitengewoon vermeerder, ek sal hom 'n groot seun vir die wêreld maak. En God het vir Ismael ontsaglik lief gehad. En hier's 'n mooi ding wat hier plaasvind. God, Ismael, wil ek julle herinner, word vir jou, daar's hierdie twee lyne binne in die aardsvader Abraham. Daar is Isak aan die een hand, Isak wat die goddelike nageslag dra, maar daar is 'n ander groepering mense wat uit Ismael uit voortkom. Dit is die hedendaagse moslems eintlik soos wat ons dit ken. Uit Ismael se nageslag uit word Mohammed gebore, wat hulle ekwivalent vir Jesus is, hulle verlosser is. Maar God het nogal hierdie mooi ding wat hy sê, ek het 'n behoefte na hulle toe, en ek sal hulle ook buitengewoon vermeerder. Nou ek wil hê jy moet alles wat ons nou hanteer het aan die een oor sit, hier's nou 'n nuwe tema wat God vir ons wil gee hier, is dat ek en jy baie maklik op 'n plek kom waar ons oordeel rondom ander gelowe. God sê van Ismael en byvoorbeeld die moslim geloof hier, wat 'n afstammeling is ook van Abraham, is dat daar baie seëninge is wat hulle ook moet ontvang. En dat hulle dit doen wat hulle dalk moet doen. Hulle is boogskutters, man, sê die skrif verder aan Genesis 21. Hulle is boogskutters. Daar is spesifieke teikens waarna toe God hulle stuur. Soos pyle in die koker is die seuns van God, sê die psalmdigter. Hulle het 'n baie spesifieke einddoel wat hulle ook moet bereik, soos ek en jy. Want die oomblik wanneer ek en jy kom op 'n plek, en ons moet hierdie ding verstaan, die oomblik wanneer ons kom op 'n plek, waar ons ander ouens wil begin oordeel eerstens, maar ook heeltyd oorreed, oor Christendom, dan verhef ons onsself bo hulle. Ons sê, maar dit wat julle glo is minderwaardig, en dit wat ons glo is verhewe. Nou voordat ons verder gaan, wil ek julle vinnig herinner aan dit wat Handelinge 17 sê, dit waaroor ons vroeër gepraat het. Hierdie God wat ek en jy dien is 'n God wat die grense van ons woonplek en die tyd waarin ons funksioneer, vasgestel het nog voordat daar tyd was. Hierdie twee komponente is absoluut die omstandighede waarin jy jouself bevind daagliks. God het jou omstandighede vasgestel nog voordat jy bestaan het. En al wat ek en jy nou doen is ons stap in hierdie omstandighede, en die challenge wat ek en jy het is om God soos Hagar te kan raak sien. Daar is manifestasies van die lewende God in jou midde, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Ons moet ophou om alles te sien as sleg wat met ons gebeur, wat nie noodwendig vir ons altyd lekker is nie. Jy moet die goedheid van God kan sien in dit. Yes man. Nou dit gebeur presies dieselfde met Abraham. Genesis 22 breek aan, een van my gunsteling skrifte in die hele Bybel. En die skrif begin waar God vir Abraham sê, ek gaan jou op die proef stel. En hy roep tot Abraham en Abraham antwoord, hier is ek. Nou is 'n baie belangrike oomblik hier, twee belangrike dinge. God stel ons op die proef. Die tweede ding wat belangrik is dat wanneer God tot jou roep, wanneer jy in verhouding stap met hom, moet jy antwoord, hier is ek. Dit beteken, Shama, wat ook al nou plaasvind, ek sal dit gehoorsaam. En dit is wat Abraham sê, I submit unto thee. Ek glo dat die God wat hier aan my verskyn, my wil goed doen. Ek kies om hom te sien.
Nou hierdie woord wat Genesis 22 gebruik, Abraham word op die proef gestel. Hierdie woord proef is die Hebreëse woord nasa en kom op 'n klomp pertinente plekke in die Bybel voor. Hierdie woord nasa beteken 'n standaard wat God besig is om te lig. Dit is dieselfde woord wat ons lees van in Efesiërs. God sê, elke persoon in Christus het 'n spesifieke maat waarvoor hy geroep is, 'n standaard waarvoor hy geroep is. En soos wat ons stap in ons geloofspad met hom, word die teenstand nooit minder nie. God vermeerder dit spesifiek. Hy stel jou meer op die proef om te kom kyk of jy tot die mate funksioneer waarvoor jy geroep is. Nee, dit is hoekom hierdie nuwe Jerusalem, hierdie stad in Openbaring 21, die plek waarna toe ek en jy op pad is, die bruidskap waarin ons moet staan, soos wat Openbaring 21:2 sê, is die plek waar die engel van die Here heeltyd hierdie stad kom meet. Hy kom meet die fondamente. Hy het 'n meetroede. Hy kom kyk of hierdie ding tot lengte is soos wat hy voorgeroep is, nee, word hy gebou soos wat hy moet lyk. Daar's hierdie engele met weegskale. Hulle kom weeg hierdie stad. Hulle kom weeg jou om te kyk of jy geweeg is en nie te lig bevind is, soos wat Daniel mooi noem nie. Daar is 'n spesifieke gewig wat jy moet kan dra. Hierdie gewig word ontvang deur die hoeveelheid of die vermoë wat jy dra om die teenstand in jou lewe te kan hanteer. En so word dit die geval van Abraham ook. Abraham word op die proef gestel. Abraham word gemeet. Abraham word geweeg om te kyk of hy geweeg is en te lig bevind is. God probeer sien of Abraham staan in die mate waartoe hy geroep is. Gaan hy knak onder hierdie beproewinge? Dis 'n skrikwekkende gedagte. Deuteronomium 8 praat van hierdie beproewinge. En God sê, ek het al hierdie dinge vir Israel gestuur. Ek het beproewinge vir hulle gestuur op pad na Kanaan toe, om te kom kyk wat in hulle hart aangaan, om te kom kyk wat se boom staan prominent in hulle hart. En ongelukkig die meerderheid van die mense van daardie trek uit Egipte uit na Kanaan toe, het in daardie beproewinge geval. Hulle kon nie staande bly nie. So God stuur vir Abraham hierdie woord, ek gaan jou op die proef stel, en Abraham is gehoorsaam. So dis 'n baie belangrike oomblik hierdie. Abraham sê vir hom, ek wil geweeg word, gee vir my die woord wat u my het, ek sal dit gehoorsaam. En God sê vir hom, ek wil hê jy met jou enige gebore seun Isak vat, en hom as 'n brandoffer vir my gee. Nou hierdie skrif, ek kan nie hierdie skrif lees en nie huil nie. Dit is 'n skrif wat my altyd so aanraak, want ons ken nou al die verhaal van Abraham. Abraham het hierdie worsteling gehad om kinders te kry, né? Hierdie is Abraham se grootste belofte. Hierdie is die een ding waarvoor hy altyd gebid het. Hy het sy hele lewe lank half in gehoorsaamheid gestap en God het vir hom hierdie geskenk gegee. En God sê vir hom, maar Abraham, ek wil nou kom kyk wat nog steeds in jou hart gebeur. Sal jy hierdie seun vir my kan teruggee? So dis 'n oomblik hierdie van absolute submission wat Abraham bereik. En so luister Abraham na die stem van God. Hy vat sy seun Isak. Hy vat sy dienaars en sy esel volhout en hulle almal trek na hierdie land Moria wat God vir hulle sal aanwys, waar Abraham sy seun moet offer, sodat God kan kom kyk wat werklik in Abraham se hart aangaan. Sal hy hierdie ding kan prysgee vir God se agenda. En hierdie hele proses van waar hulle begin het tot waar hulle opgeëindig het by hierdie land Moria neem 3 dae. Nou 3 dae speel vir jou 'n baie belangrike rol in die Bybel. Dit is die term wat gebruik word om van 'n kind af te groei tot in 'n bruidskap. En Jesus sê, ek sal hier die ou tempel afbreek en ek sal 'n nuwe tempel bou in 3 dae. So hierdie twee verhale word eintlik baie mooi met mekaar vergelyk. Hierdie ou tentwoning, hierdie ou tempel word in Abraham afgebreek, sodat God 'n nuwe, lewende tempel in hom kan kom bou, né? Maar hier's 'n oomblik in Genesis 22 wat my altyd in my hart slaan. En dit is dat Abraham absoluut oorweldig moet word
met vrees in hierdie 3 dae se trek. Hy besef dat God hierdie ding van hom verwag en hy is bereid om dit te doen, maar man moet dit iets vra van hom. En soos wat hulle trek, is hulle roep Isak heeltyd na hom toe. En onthou nou, Isak is 'n klein seentjie. Isak roep tot hom en hy sê, Vader, en Abraham antwoord, hier is ek. En hy sê, ek sien, hier is die vuur en hier is die hout, maar waar is die lam vir hierdie brandoffer? En as ek dit lees, dan dink ek by myself, ek het soveel respek vir hierdie oomblik wat Abraham in gehoorsaamheid gebring het. Hierdie was die oomblik waar God kom kyk waar hy staan en hy sê die Here sal voorsien, maar hy weet dat God hierdie ding van hom verlang. En hulle kom tot by hierdie land Moria en Abraham pak die hout op mekaar en hy lê sy seun bo oor hierdie hout en hy vat sy mes om sy seun te slag, sê die skrif. En die engel van die Here verskyn voor Abraham en hy sê, Abraham, moet jou hand nie ophef tot hierdie seun nie, want ek het jou gehoorsaam bevind. Jy het hom, jou mees kosbaarste geskenk wat ek vir jou gegee het, nie teruggehou van my af nie. Jy vrees die Here. Man, en ewe skielik is daar 'n verskyning van daar's 'n ram en Abraham gaan haal hierdie ram wat sy horings in hierdie bos vashak. Hy gaan haal hierdie ram en hy sit hom bo op hierdie altaar wat hy gebou het in plek van Isak en hy slag hierdie ram met dit. En God sê vir hom, as gevolg van hierdie oomblik waar jy getrou bevind is, as gevolg van hierdie oomblik waar jy genasaai het, nee, jy is beproef en jy is nie te lig bevind nie. As gevolg van hierdie plek waar jy gehoorsaam was aan my stem, sal ek jou buitengewoon vermeerder, Abraham. Jy sal 'n groot en magtige nasie word. Jy beerwe al hierdie beloftes. En ons lees baie keer hierdie beloftes dat God dit heeltyd sluit met Abraham, maar ons moet onthou dat God die heeltyd moet kom kyk waar ons staan. Ons almal het hierdie beloftes wat ons moet beerwe, maar God kom elke dag van ons lewe en kom kyk of jy geweeg is en te lig bevind is. God kom kyk of jy in die mate staan, in die standaard staan van wat hy van jou verwag. God kom kyk of jy jou lewe nog steeds sal offer vir hom. En as gevolg van hierdie gehoorsaamheid, en as gevolg van hierdie oomblik vir Abraham, noem hy hierdie altaar Jehovah Jireh. Die Here sien my, maar dit beteken ook, die Here sal voorsien. Hierdie woord Jehovah Jireh is dieselfde woord as die woord banier. Daar's 'n banier wat God oprig in hierdie oomblik waar ons getrou bevind is. God rig jou as 'n pen in die grond en hy slaan jou in hierdie aarde in. En soos wat Jesaja 22:22 sê, sy agenda kan om jou begin sentreer. You become a peg in a holy place. Maar jy moet op hierdie plek kom waar Abraham gekom het, waar die beproewinge hom nie verteer het nie, waar die beproewinge hom nie oorwin het nie. Abraham was getrou aan die lewende God, maak nie saak wat dit van hom gevra het nie. Man, en hierdie ding verskil vir elke liewe een van ons. Ons beproewinge lyk anderster. En baie keer vra God net vir jou om 'n woord te gee aan iemand wat baie maklik is dalk vir jou, of dalk vra hy vir jou om halfte van jou salaris aan iemand oor te betaal, maak nie saak wat dit is nie. In Abraham se geval moes hy sy seun offer. Dit gaan daaroor dat wanneer die stem van God tot jou kom, moet jy sê, hier is ek, Vader, maak nie saak wat nou uit u mond kom nie, ek sal dit gehoorsaam. My hartsgesindheid is dat ek sien dat daar 'n beproewing is wat voor my lê, en ek sal nie lig bevind word nie. I will do what you order me to do. Hierdie woord, soos wat Jesaja sê, wat u tot my spreek, sal nie leeg na u toe terugkeer nie. En wat vir my altyd so mooi is hierdie plek waar Isak geoffer word en waar Abraham getrou bevind is, hierdie land Moria. Word later in Kronieke mooi verduidelik, is die plek waar Salomo hoor waar die tempel gebou moet word. En daar's nogal 'n misterie vir ons daaroor, maar hierdie tempel van Salomo word spesifiek gebou bo op die altaar waar Isak geoffer moes word.
So die fondasie van dit waarop ek en jy staan, waarop ons geloof gebou word, is die plek waar jy bereid is om soos Abraham alles prys te gee. En ek dink baie keer ons grootste probleem is, geliefdes, is dat ons God wil sien in die goeie, maar wanneer dit begin sleg gaan, dan neem ons hom kwaadlik. God verwag van my en jou maak nie saak wat met ons gebeur nie. Maak nie saak hoe sleg dit soms met ons gaan en wat se afskuwelike dinge met ons plaasvind nie. Hy verwag van jou om soos Abraham hierdie offer van gehoorsaamheid te bring wanneer hy tot jou roep. Baie dankie vir julle tyd vandag. Ek hoop julle het hierdie episode geniet soos wat ek dit geniet het. En dat dit iets in julle verstand en hart sal kom verruim oor waar jy tans staan. Laat ons geweeg word en nie lig bevind word nie. Ek sien julle in die volgende episode. Liefde.